Vader, in hierdie oomblikke aanbid ons U as die koning van die konings en as die Here van die leerskare. Aan U kom toe al die eer en al die lof en al die aanbidding. Amen. Broer en suster, genade en vrede vir jou. Dit kom van God ons Vader, wat U baie, baie lief het, en Jesus Christus, ons Here. Ek vra vir Pieter om vorentoe te kom, hy gaan ons lei in voorbidding. En dan op ons sakelys is die hele fees wat voorlê. Bid asseblief dat dit baie goed sal gaan, dat ons mooi weer sal hê, en dan bid ons ook vir Nean, en dan ook die res van die jaar se aktiwiteite. Is 'n klompie goed wat gaan plaasvind. Dis die fees nou, golfdag die 19de, daarna ons Nathaniel-oggend, so baie groot goed wat die tweede helfte van die jaar voorlê. So kom ons bid regtig vir 'n mooi tweede helfte van die jaar, waar dit baie, baie goed sal gaan. Pieter, baie dankie, gaan vir ons voort. Kom ons sluit die oë. Met vrymoedigheid kom ons na U genade troon, omdat ons barmhartigheid en genade van U ontvang het. Gedurig dors my siel na U, o God, vrygekoop deur die soensverdienste van Jesus Christus, U Seun. My siel roep uit van die rykdom en die wysheid en die kennis van God. Here, U oordeele is ondeurgrondelik en U weë onnaspeurlik. Aan U behoort die heerlikheid en die krag en die volheid tot in ewigheid. As die gemeente van Wonderpark, as lidmate van hierdie gemeente, buig ons in nederigheid voor U neer en bly U as ons Heer, ons koning en ons vredevors. Aan U, o God, bring ons die eer. Dankie Here dat ons wortels geplant is soos bome langs 'n rivier, wat vrugte dra op die regte tyd en wie se blare nie sal verwelk nie. U is ons toevlug van geslag tot geslag. U woord is 'n skuilplek waar ons in die skadu van die Almagtige kan rus. Here, U woord sê, vandag as julle my stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees soos ons voorvaders nie. Ons is dankbaar om in die kerk te wees vandag, om te luister na U woord. Die woord wat lewend en kragtig is. Die woord wat skerper is as enige swaard, met 2 snykante. En wat deurdring, selfs tot die skeiding van siel en gees, en van gewrigte en murg. Here, U woord beoordeel die bedoelings van ons gedagtes en van ons hart. U woord ontbloot die hele skepping. Niks is vir U onsigbaar nie. Alles lê openbloot voor U oë. Here, dit is ons gebed, dat soos wat Haman 'n galg opgestel het vir Mordegai, en self daaraan gehang is, dat ons gehoorsaam sal wees aan die Heilige Gees om ons te lei, om elke galg wat ons baan vir ons medemens of vyand, of vir die regering, of vir ons medegelowiges, om daardie galg af te breek, en ons in die besef te bring, dat ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die onsigbare, die bose geeste in die lig. Ons bly, Here, as ons verkeerd is. En dankie dat ons deur U Gees oorwinning het in ons verkeerd wees en vergewe is. Dankie dat die Heilige Gees ons daarin herinner dat ons die regverdiges is van Jesus Christus deur U Seun Jesus. Ons dra die prediker op aan U vandag, wat die woord suiwer verkondig. Dankie vir Ernst se leiding en gee, Here, dat so wat die Hebreërsbrief dit vir ons ook skryf, dat hy nie stil staan by die eerste dinge wat aangaande Jesus verkondig word nie, maar laat hy verder gaan na die volle inhoud van die boodskap. Dankie vir 'n man soos Ernst wat die Hebreërsbrief dit ook aan ons stel, aanbeweeg het van die melkkos en die vaste kos onderrig wat tot insig lei. Gedurig dors my siel na U, o God,
U, o Here, het in die begin die aarde gevestig, en die hemel is die werke van U hande. Die dinge sal verbygaan, maar U bly bestaan. Soos 'n kledingstuk sal versluit, so bly U dieselfde. Dankie Here dat ons kan uitsien na die tuiste wat U vir ons as gelowige op 'n ander en 'n beter plek voorberei het. Dankie Jesus vir die plek wat U vir ons berei het. En dankie Here dat daar genesing is vir ons wonde en dat ons siele gered is deur die bloed van Jesus Christus. Ons eer U daarvoor in sy naam. Amen. Amen. Ons blaai na 1 Petrus 2 vers 24 en 25. Annemarie, ek het die teks daar vir jou gegee wat ek graag wil hê op die bord moet kom as ek hom lees. Toe die teks wat jy daar gaan sien is die ou vertaling. Ek lees die nuwe vertaling. Hy het self vir ons sonde in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sonde dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid van God. Deur sy wonde is jy genees. Nou dis waar ek verlede week gepreek het. Maar vers 25 gaan aan om dit te beskryf. Julle het immer soos skape rondgedwaal, maar nou het julle teruggekom na julle herder en die bewaker van julle lewe, sê die nuwe vertaling. In die Grieks, siele. En daar is die koneksie. Julle het gedwaal. En omdat julle gedwaal het, was julle in 'n gebroke verhouding met die herder en die beskermer van julle siele. Maar julle het teruggekeer na julle herder. En met die terugkeer is iets genees. 'n gebroke verhouding. Dis die konteks. So as hier oor genesing gepraat word, dan gaan dit oor te herstel van 'n gebroke verhouding. Nie, ek is genees van griep en ek is genees van dit en ek is genees van dat nie. Soos wat baie keer hierdie teks gebruik word nie, gaan oor 'n verhouding. So vanoggend gaan ek preek oor daai twee woorde. Herder en bewaker. So die eerste baie belangrike konsep is die woordjie herder. So jy word na Christus verwys as die herder en die bewaker van ons siele. In die Ou Testament, as daar baie kere na God verwys word, word die woordjie herder gebruik. Die Here is ons herder, hy lei ons. Maar in die Ou Testament is daar ook na konings verwys as herders. So dit was nie net God wat 'n herder was nie, ook konings. So sal daar op 'n stadium in Jesaja 44 sal daar geskryf word oor Kores, ek jou aangestel as herder oor my volk. So dit verwys onder andere ook na konings. In die Nuwe Testament word daar weer na herders verwys, maar in hierdie geval is dit uitsluitlik Christus. So elke beeld wat jy in die Nuwe Testament kry, as dit gaan oor Christus, dan kry jy die een beeld, die woordjie herder. Johannes 10, ek is die goeie herder, ek lê my lewe af vir my skape. Johannes 10. Maar daar is 'n tweede woord, en hy word op verskillende maniere vertaal. Beskermer, opsiener. Die Griekse woord is guardian, is episkopos. So Petrus kombineer twee wêrelde met mekaar. Die Joodse wêreld en die Griekse wêreld. Die woordjie herder kom uit die Joodse wêreld uit. Die woordjie episkopos kom uit die Griekse wêreld uit. En dit beteken onder andere beskermer of guardian. Dis 'n amptelike ampt wat mense in die antieke tyd gehad het en van tyd tot tyd sou iemand bekend gestaan het as episkopos. So wat beteken die woordjie episkopos? In die ou antieke klassieke Grieks, so ek gaan jou nou so 'n paar duisend jaar terugvat, was daar 'n baie bekende Griekse skrywer, Homeros. Homeros was die skrywer van die Griekse geskiedenis, maar hy het dit in digformaat gedoen. En een van die mees bekende boeke wat hy ooit geskryf het, is die Ilias en die Odyssey. In hierdie twee boeke word die verhale beskryf van Helene van Troy, die beeldskone Helena, die twee prinse, Paris en Hector, die koning Priam, die Trojaanse perd
Die 10-jarige oorlog wat plaasgevind het tussen die stad Troy en die Griekse weermagte van Sparta. Hierdie hele oorlog is getrigger gewees toe Paris op 'n stadium, prins Paris van Troy, 'n draai gemaak het in Sparta. En koning Menelaus het 'n beeldskone vrou gehad, Helena. Toe steel hy haar en hy vat haar terug na Troy. En toe koning Menelaus agterkom met wat gebeur het, toe het hy na sy broer gegaan, Agamemnon, ook 'n koning. En die twee het een groot reuse weermag gevorm en hulle groot vegter was die legendariese Achilles. En so roei hulle oor na Troy en begin die 10-jarige oorlog. Nou wat het dit met die storie te doen? In hierdie verhale is Priam koning. Hy is koning van die stad. Maar prins Hektor was die episkopos. En as episkopos was hy verantwoordelik geweest vir die veilige bewaring van die stad, die mense in die stad, die kinders en die vrouens. Alhoewel hy prins was, het hy titel gehad, hy het 'n ampt gehad, episkopos. As episkopos het hy in die plek van sy broer Paris gaan veg teen Achilles. Want wat gebeur het is, koning Menelaus het Paris uitgedaag oor die hand om sy vrou wat gesteel is. En toe het hulle ooreengekom dat Menelaus kan sy beste kryger kan hy kies. Toe kies hy Achilles. En toe besef hulle dat hierdie prins Paris het nie 'n kans teen Achilles, die legendariese Achilles. Toe sê Hektor, wat die episkopos van die stad is, ek sal in jou plek teen Achilles gaan veg. En die tragiese is dat prins Hektor sterf in die battle. Maar Hektor was die episkopos van die stad Troy, die beskermer, die guardian. So Petrus kom, nou koppel hy die twee ampte aan mekaar in Christus. So as hy verwys na herder, dan verwys hy na 'n koning wat voorstap en lei, verwys na 'n koning. Die karaktereienskappe van hierdie koning is dat hy inderdaad bereid is om te sterf vir sy kudde. Maar hy koppel die ander titel, episkopos, aan hierdie titel. So Christus is ons herder en ons episkopos. So wat is die inleidende sinnetjie wat hy gebruik? Hy sê julle was verdwaal en julle teruggekeer. Ek gaan 'n baie fyn nuance verskil hier tref en jy moet fyn luister. Dis iemand wat weggedwaal het en iemand wat verdwaal het. Iemand wat weggedwaal het is iemand wat op sy eie besluit het, luister, ek gaan nie meer hierdie pad loop nie, ek gaan daai pad loop. En uiteindelik kies hy om 'n baie spesifieke pad te loop en op hierdie pad raak hy wat ons noem afgedwaal. En watter kant toe ook al hy gaan moet terugkom. Maar verdwaal is wanneer jy in jou kar klim en jy begin ry. Dan draai jy hier af, jy draai daar af, dan ry jy soontoe, dan kyk jy na daai bordjie en skielik kom jy op 'n plek uit wat jy gedink het jy klaar by uitgekom het. Dan kom jy by 'n verkeerde plek uit. En dan sal jy iemand bel en sê, nee, ek het afgedwaal nie, ek het verdwaal. Ek het verdwaal. En dan sal die persoon aan die ander kant sê, kyk, waar is jy nou? Stuur my pindrop of wat ook al, dan sal ek jou baie mooi van daar waar jy van verdwaal het, die verkeerde paadjies gevat het, sal ek jou terugbring, tot jy weer by die huis is. Hierdie groep mense was verdwaal. Hulle het nie 'n verhouding gehad met Christus nie. Wat het Christus gedoen? Hy het al ons sondes in sy liggaam op die kruis gedra. As gevolg van sy kruisiging en sy opstanding, is ek en jy dood vir sonde. Kan ek jy 'n nuwe lewe lei? Kan daar uiteindelik genesing vir ons siele plaasvind? Die herstel van 'n gebroke verhouding. Boeties en sissies, ek het weer die afgelope week met persone gepraat, onthou nou my interaksie met mense bestaan tussen vriende, en my vriende ken nie almal Christus nie, maar is my vriende.
waar ons gesprekke begin voer het oor godsdiens, wat ek vir myself op 'n stadium gesê het, oh my word, hierdie is net verdwaal. Hy het 'n fantastiese konsep, en het 'n begrip, en het redenasies, en alles klink verskriklik mooi. Maar uiteindelik as ons by die skerppunte uitkom van dit wat saak maak, en daai pennetjie drop nie, dan sê ek vir myself met 'n glimlag in my oë, terwyl ek hierdie ou drukkie gee en sê, ja, Vader, hierdie is 'n verdwaalde siel. Hy klik net nie die goed waar dit gaan nie. Verdwaal. Hoeveel mense in hierdie afgelope tyd het jy nie teëgekom wat verdwaal is nie? Baie. Ek wil 'n tweede punt maak, en daarna gaan ek terugkom na die inhoud van my preek. COVID was nie 'n goeie tyd nie. Een van my mees toegewyde Christen vriende wat aan 'n ander kerk behoort, sê vir my, Ernst, ek sukkel om terug te kom kerk toe. Ek het in 'n baie swak gewoonte verval in COVID. Ek kom nie terug kerk toe nie. Ek is nie roekeloos nie. Ek sukkel om terug te kom kerk toe. So ek gaan nou 5 punte hanteer in my preek vanoggend. Met Christus as die herder en die guardian van ons siele. Gaan oor jou siel. Kan klompie goed kan met jou siel verkeerd loop en regloop. Jy kan 'n gebroke mens wees. Kan 'n verdwaalde mens wees. Kan 'n verlore mens wees. Of jy kan 'n individu wees met 'n innerlike wat herstel het, wat genees is, wat volkome reg is. Die inhoud van my preek kom uit Jesegiel 34 uit. En die agtergrond van Jesegiel 34 is die Babiloniese ballingskap. Die Jode sit in Babiloniese ballingskap en hulle was in 'n gebroke verhouding met die Here. In Babiloniese ballingskap het hulle geglo, maar het ook nie geglo nie. So wanneer Jesegiel hierdie stukkie skryf oor die herder en die episkopos, dan gaan dit oor Jode in ballingskap. En dan word die mees fantastiese goed gesê. Die eerste een, ek gaan my kudde, wat verdwaal en afgedwaal het, soek en red. Dis die werk van die herder, dis die werk van die episkopos. Christus kyk op 'n stadium oor hierdie gebied, en hy gaan van huis tot huis. Hy sien ons wat op hulle rusbanke sit. Hy sien ons wat afgedwaal het. Hy sien ons wat verdwaal het. Hy sien die persone raak wat nie meer in 'n lewende verhouding met die herder en met Christus staan nie. Ek sal self my kleinvee soek en na hulle omsien. Soos 'n herder omsien na die kleinvee wat uit sy trop verstrooi is, sal ek omsien na my kleinvee en hulle red, episkopos, uit al die plekke waarin hulle verstrooi is, op daardie donker oordeelsdag. Ek gaan soek en red. In hierdie oomblikke moet jy stil staan voor die herder. Die primêre doel om Jesus Christus in die kruis gesterf het, is sodat ons verhouding met hom kan heel word. Soos daar 'n fantastiese verhouding tussen die herder en sy kudde bestaan, smag Christus daarna, dat ek en jy in 'n persoonlike verhouding met hom staan. En daarom sê Jesus, ek gaan soek die wat verdwaal en afgedwaal is. Ek gaan hulle terugbring. Ek gaan hulle red. Jy staan in 'n unieke verhouding, nie met persone nie, nie met 'n kerk nie, maar met Christus. Op hierdie punt wil ek 'n fyn skerp opmerking maak. Jy gaan ongelukkig nie net boontoe moet kyk nie. Jy gaan om jou moet begin kyk. Ek het op 'n stadium gedink dat baie van ons mense is oor na ander kerke toe. Hulle is nie oor na ander kerke toe nie. Hulle sit by die huis. Moenie met my volgende punt fokus op mense wat in 'n ander gemeente is, of 'n ander kerkgenootskap. Hulle is nie by jou verantwoordelikheid nie. Maar as jy vinnig jou brein laat scan, is daar baie van jou mense wat in hierdie tyd kerk los,
en kerkloos geraak het. Hulle is Christene, hulle is gelowiges, maar hulle kom nie meer in die kerk nie. Jou hoofdoelwit vir die res van die jaar is om net een so 'n persoon te identifiseer, of net een gesin, net dit, en hulle saam te bring na ons byeenkomste toe. Net dit. Moenie bekommerd oor die wêreld wat verlore gaan nie. Moenie bekommerd oor die boosheid wat jy reg rondom jou, moenie daaroor bekommerd wees nie. Los dit. Want dan gaan ek jou deurmekaar raak. Los dit. In jou vriendekring is daar een persoon wat 'n goeie gelowige is, wat nie meer kerk toe kom nie. Maak dit jou main mission om daardie persoon terug te bring, sodat sy gebroke verhouding met die herder en die opsiener van ons siele herstel kan word. As jy vir een oomblik dink dat jy kan passief wees en bly glo, maar nie in 'n verhouding met die herder is nie, om te dink dis gesond, dis ongesond. Hoe kan jy vir 20 jaar getroud wees? Vir 20 jaar, in dieselfde huis bly, maar jy en jou vrou kommunikeer met mekaar nie? Is dit die kenmerk van 'n gesonde verhouding of 'n gebroke verhouding? Natuurlik 'n gebroke verhouding. Saam in dieselfde huis, jy doen alles saam, praat nie met mekaar nie. Gebroke verhouding. Soek en red. Tweede punt. Gebroke en stikkend. Ek sal hulle versorg op die berge van Israel, in die klowe, in al die woonplekke in die land. Ek sal vir hulle sorg vir goeie weiding. Hulle sal wei op die hoë berge van Israel, en rustig daar in die goeie wêreld lê en herkou. Hulle sal op geilvelde wei in die berge van Israel. Kyk mooi na die woorde. Ek sal hulle versorg. Ek sal sorg vir goeie weiding en die woordjie rustig. Dit gaan oor innerlike harmonie en innerlike vrede. Maak nie saak hoe stormagtig die wêreld rondom jou is. Maak nie saak hoe lyk jou finansiële omstandighede. Maak nie saak of die wêreld vorentoe vir jou klein bietjie donker is. As jy in jou innerlike perfekte harmonie het, maak die res daar buite nie meer saak nie. En dis die tweede punt. As ons terugkeer na ons herder en ons opsiener, die beskermer van ons siele, maak hy ons siele heel. Ons is stikkend, ons is gebroke, ons is onseker. Hier binne in ons is 'n oorlog aan die gang. Ons weet nie altyd waar ons op pad is nie. Maar daar is van julle wat vanoggend in hierdie kerkgebou sit, wat presies verstaan, as ek die woordjie gebruik, volmaakte, perfekte, innerlike harmonie. Maak nie saak hoe lyk die wêreld daar buite. Daar binne is ek in plek. Is daar kalmte? Is daar rus? Is daar vrede? So Christus het nie net ons siele kom red nie, maar het genesing gebring vir ons siele, sodat ons perfekte, volmaakte harmonie kan hê. Jy en jou vrou of jy en jy alleen gaan in hierdie tyd 'n klein bietjie me-time moet vat. Elke mens het verskillende tipe van tye nodig. Ons praat van alone time, one-to-one, one-to-many. Alone time is jy en jy alleen. As jy en jou familie vakansie gaan hou by die see, en jy het 'n bietjie alone time nodig, dan stap jy lekker rustig alleen op die strand. Jy kyk na die golwe, kyk na die sand, kyk na die mense, en jy is in gesprek met net een persoon, jouself. In hierdie tyd, vat 'n bietjie alone time, me time. Wat is die oorlog en die storms in jou siel?
gaan skryf dit neer. Vat dit na Christus toe, wat die herder en die guardian van jou siel is. Want hy wil nie hê dat jy na binne 'n stikkende mens moet wees nie. Praat met hom daaroor. Bly worstel met hom daaroor. Totdat daar innerlike kalmte, rus, vrede en harmonie kom. Die derde punt. Ek sal self my kleinvee se herder wees en hulle laat rustig lê en herkou, sê die Here. Vers 2 verwys 'n klein bietjie na jou innerlike. Vers 3 gaan net een tree verder. En die een tree verder gaan oor jou werksplek, jou omweld, jou verhouding met mense. Ek het na 'n fantastiese videoklip van André Rieu geluister, 75-jarige leeftyd. André Rieu het gepraat oor sy ervarings wat hy met verskillende gaskunstenaars gehad het, wat hy van tyd tot tyd ingekontrakteer het om saam met hom te sing, soos Catherine Jenkins, soos Bocello, groot name. Maar waaroor die videoklip gegaan het, is oor dit wat agter die skerms plaasgevind het. En dit wat agter die skerms plaasgevind het, was insiggewend. Elke groot kunstenaar wat hulle ingekontrakteer het, wie sy name genoem was in die klip, het as dit by die rehearsal tyd gekom het, ingestap, asof hierdie hele show aan hulle behoort. Asof die verhoog aan hulle behoort. En die orkes en al die dinamikas wat daarmee gepaard gaan, moes aangepas word om die groot kunstenaars te akkommodeer. Wat André Rieu gedoen het, is elke keer as goed agter die skerms verkeerd geloop het, het hy stil gebly, nie kommentaar daarop gelewer nie, maar die kunstenaar is nooit weer gevra nie. Een van die ouens was dit 'n fantastiese persoonlikheid gehad, en in die nabetragting het André Rieu gesê, die verhoog is groot genoeg vir die orkes, die koor en die individu. Die individu wou die hele verhoog vir homself gehad het. Aan die einde van sy lewe, toe hy sy orkes finaal moes evalueer, toe het hulle besluit om terug te keer na dit wat bekend was en nie weer groot gaskunstenaars te nooi nie. Daar het finale harmonie gekom in sy orkes. Hulle het finale hoogtepunte bereik. André Rieu is aan die einde van sy lewe, sy orkes is beter as ooit tevore. Ek en Annelies het na die videoklip gekyk en ongelooflike lewenslesse daaruit gaan vat. Die wêreld daar buite bestaan uit egoïste uit. Wat harmonie breek, vernietig, stikkend maak. Vers 3, die derde punt. Daar kom 'n tyd in jou lewe wat jy weet wat om uit te skakel. Jy gehoor het ek vir jou gesê het. So hier gaan dit nie meer oor die herstel van jou siel na binne nie. Hier gaan dit oor jou omweld. Elkeen van julle gaan op 'n stadium by die punt kom wat jy 'n besluit gaan moet maak. 'n Besluit wat jy subtiel individue gaan uitskuif uit jou lewe uit. Wat die perfekte harmonie van waarin jy leef konstant breek. Gaan 'n beste vriend moet wees. Gaan 'n familielid moet wees. Dit gaan dalk iemand baie na aan jou moet wees. Jy kan nie die heeltyd hier na binne omgekrap en deurmekaar wees, omdat mense na buite op ander vlakke opruit. Jy mooi gehoor het ek vir jou gesê het. Ek sal self my kleinvee se herder wees en hulle laat rustig lei en herkou. Mag daar 'n tydperk in jou lewe kom in jou omweld wat jy kan sê in my verhoudings met mense, daar waar ek nou is daar rus, kalmte en vrede. Moenie dat die omweld jou siel bly torm nie. Dis hoe ek en jy bestem is om te wees nie. Vierde punt. Baie fantastiese samevatting
van Esegiel 34. Christus is die herder en die beskermer, guardian van ons siele. Kyk mooi, wat sê hy? Ek sal die soek wat weggeraak het. Die terugbring wat weggedwaal het. Die wonde versorg van die wat seer gekry het. Die swakkes help. Ongelooflik. Dis Christus. Ons herder. Ons guardian. As jy in hierdie tyd nie nader aan hom wil beweeg nie, dan sit maar tot daarna toe. Maar as jy iemand wil ken, dan is dit so 'n persoon. Sien jy met hoeveel sagtheid en met hoeveel perfekte harmonie hanteer hy 'n gebroke stukkende siel. Ek sal soek die wat weggeraak het. Boeties en sissies, kom ek en jy raak betrokke daarin. Jy's 'n heel mens, jou buurman, jou buurvrou, jou beste vriend, jou beste vriendin, het dalk weggeraak. Ek sal terugbring wat weggedwaal het. Weggeraak, weggedwaal. 2 verskillende woorde. Terugbring. Kom ons gaan haal iemand saggies in die hand en lei hulle terug. Hy praat van die wonde en in hierdie geval praat hy van 'n been wat gebreek is. Ek sal 'n gebreekte been vat, ek gaan hom spalk sodat hy kan heel word. Maar binne die konteks van ons boodskap, 'n gebroke siel. Daar's stukkende mense daar buite wat smag na genesing en heelwording. Maar van tyd tot tyd is ons blus uit. Ons energie is uit. Ons kan nie meer nie. Het jy al ook daai punt in jou lewe bereik wat jy gesê het, ek is moeg. Ek kan nie meer nie. Niks fout met jou nie. Jy het nie weggeraak nie, jy het nie afgedwaal nie, jy het gebreekte been nie. Jy's net moeg. Kan nie meer nie. Elkeen van ons bereik daai punt. Ons praat van jou ego-energie wat opgeraak het. Dis jou dryfvere, dis jou motivering, dis jou doelwitte, dis die dag van môre. Daar het 'n dag baie lank gesprek saam met 'n baie goeie vriend van my gehad. Vra ek hom, hoe gaan dit met jou? Toe sê hy vir my, Ernst, ek leef van dag tot dag. Hoekom? Ek is moeg. Sê jy? Ek leef van dag tot dag. Nie meer nuwe drome nie, nie weer ideale nie. Ek sukkel om energie te generate. Ek gaan nie meer gym toe nie. Ek het daai punt bereik wat ek net gaan sit. Want ek is moeg. Ek sal die wat swak geword het, help. Griek, Hebreëse woordjie, versterk. Mag jy in hierdie tyd beleef dat daar 'n nuwe inspuiting in jou siel kom, dat jy nuwe drome, nuwe ideale, nuwe energie, nuwe dryfvere het. 5de punt. Die band tussen Christus en sy skape. My skape luister na my stem, ek ken hulle en hulle volg my. 3 fantastiese woorde. Luister na my stem, ek ken hulle en hulle volg my. Johannes 10, waar op pertinent verwys, ek ken hulle op hulle name. Soos wat elkeen van julle vanoggend hier voor my sit, is ek nie 'n deel van die kudde van Christus. Hy ken jou persoonlik op jou naam. Hy weet presies wat in jou siel in die gang is. Leer om na die stem van die Here te luister in jou diepste binneste in jou innerlike. En volg hom in sy voetspore. Kyk die belofte wat hy gee. Ek gee hulle die ewige lewe. Hulle sal in al die ewigheid nooit verlore gaan. Niemand sal hulle uit my hand uittrek nie. 'n gebroke verhouding is herstel. Skape teruggekeer na Christus, die herder en die guardian van hulle siele.
Die sirkel is voltooi. Ons was verdwaalde skape, wat nou teruggekeer het na Christus, wat nou die herder en die beskermer van ons siele word. In vers 24 was Christus die lydende Messias gewees, wat in sy liefde vir ons gesterf het. Vers 24. In vers 25 word hy nou die herder, wat deur sy wysheid ons op die regte paaie lei, en die beskermer, wat in sy groot mag ons teen die bose beskerm. Die sirkel is voltooi. Nie meer verlore, nie meer verdwaal. Herstelde verhouding, Christus, ons herder en ons beskermer. Ek sluit af. Ek kyk vanoggend so na julle en ek sê vir julle, elkeen wat hier voor my sit, julle is my kleinvee. Julle is die volk vir wie ek sorg. Ek is julle God, sê die Here, my God. Kom ons word vir hom stil voor die Here. En jy vat die twee sleutelwoorde, Christus is my herder en my guardian. En ek wil graag hier vandaan vorentoe net 'n pad saam met hom loop. Jy ken jou spesifieke behoefte. Wil jy nie daai behoefte net spesifiek vir hom gee in hierdie oomblikke? Bietjie met hom praat daaroor. En daarna gaan ons afsluit met ons slotlied. Nadat ons die kollekte opgeneem het. Kom ons word stil voor die Here. Vader, dankie dat ons in hierdie oomblikke kan weet dat Christus, u seun wat opgestaan het en wat lewe, wat aan ons plek in die kruis gesterf het, dat hy inderdaad die koning en die guardian van ons siele is. Dankie dat ons elkeen op die naam ken. Dankie dat hy ons roep, pad saam met ons loop. Hy ken ons ken hom. En soos wat hy ons in die jaar 2025, dis 2026, stadig maar seker 'n toekoms gaan inlei. Weet ons Here, dat ons herder en ons beskermer stap stadig voor ons uit, 'n nuwe pad, 'n nuwe toekoms, terwyl ons siele beskerm word, ook in hierdie tog. Aan u kom toe al die eer en die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. Ons gee geleentheid vir die dankoffer en daarna sluit ons af met ons slotlied. Amen.
die liefde van God ons Vader, die genade van Jesus Christus, ons herder en ons opsiener, die meelewing van die Heilige Gees sal en bly en is elke dag met elkeen van u. Amen.